Goeiedag, ek is André Ungrer en dit is vanoggend my voorreg om 'n boodskap te bring. Die jaar het pas begin en baie van ons sukkel om te sien. Ek bedoel nou nie met ons oë nie, daarvoor kan ons brille kry, maar om die jaar met ons geestesoë te sien. Ons is ingeperk op vlak 3. Die tweede vlaag se virus is hoogs aansteeklik en mense word tot die dood toe siek. Die ekonomie is aan flarde en ons sukkel om finansiëel kop bo water te hou. Ek moet sê, 2021 strek wasig en grou voor ons uit. Daarom wil ek vandag met jou gesels oor sien, om met geloofsoë 2021 te bekyk. Ek wil net een vers aan jou voorhou. Dit kom uit Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Martin Luther het gesê dat geloof is om te sien wat jy nie sien nie, en nie te sien wat jy sien nie. Hy sê dat geloof beteken om dieper te kyk as wat jy met die gewone oog sien en terselfdertyd om die dinge wat jy met jou gewone oog sien mis te kyk. Kom ons kyk eers na die eerste deel van Luther se uitspraak. Geloof is om te sien wat jy nie sien nie. Die gewone oog sien nie altyd so goed nie. Elke gelowige het ook geloofsoë nodig. In Hebreërs 11 word 'n hele galery geloofshelde beskryf wat met geloofsoë gesien het. Sommige het gesterwe, sonder dat hulle gekry het wat beloof is, maar hulle het in die verte gesien en was baie bly daaroor. Geloof is om verder en dieper te sien as wat die gewone oog kan doen. Kyk 'n oomblik saam met my na enkele van hierdie geloofshelde. Noag se geloofsoë het 'n ark gesien, al het hy nog net die voorskrifte en afmetings van God ontvang. Abraham het met sy geloofsoë 'n nuwe land met 'n nageslag gesien, toe God hom opdrag gegee het om te trek. Moses se geloofsoë het die beloofde land gesien, al moes hulle in die woestyn rondswerf. Uiteindelik laat God hom toe om die berg Nebo, die beloofde land te aanskou, al sou hy nooit self die land binne gaan nie. Hulle het gesien wat hulle nog nie gesien het nie. Kom ek gebruik 'n alledaagse voorbeeld. 'n Argitek besoek 'n kaal stuk grond met 'n opdrag om 'n reuse kerkkompleks te ontwerp. Wat sien die argitek? Grond en klip met veldgras en dalk hier en daar 'n verdwaalde boompie. Verder niks nie. Die argitek het net die voorskrifte van die gemeente oor hulle basiese behoeftes ten opsigte van die kompleks. Terug by die kantoor, agter die tekenbord, snags tydens wakker lê oomblikke, agter die stuur van die motor, begin die argitek sien. Die gebou se prentjie begin vorm aanneem. Die verskillende aansigte, die vertrekke, die binneruim van die aanbiddingsentrum. Nog later word die argitek se sien op 'n plan vasgelê en die kliënte kan saam met die argitek 'n pragtige, veeldimensionele voorstelling van die kerkkompleks bewonder. Die argitek kon sien wat ander nie sien nie. Die tweede deel van Luther se uitspraak. Geloof is om nie te sien wat jy sien nie. Noag het gekies om hom nie teen die spotter se hoon blind te staar nie. Hy het gekies om hom nie teen die warm droë weer en die bloedige son blind te staar nie. Hy het die ark bly bou. Abraham het gekies om die heeltyd hulle kinderloosheid voor oë te hou nie. Met Isak op die altaar het hy nie gesien wat hy gesien het nie. God het sy oë oopgemaak vir die offerdier wie se horings in die bos verstrengel was. Moses het hom nie blind teen die Rooi See gestaar nie en met Farao kort op sy hake bly trek. Vers 29 van Hebreërs sê dit so mooi. Hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë land. Terug by die argitek. Die argitek kies om nie te sien wat voorhande is nie. Die kaal grond en die klip en die gras en bome. Die argitek se geloofsoë begin 'n prentjie van 'n pragtige gebou sien. Weliswaar 'n vaarbeeld wat met tyd vorm sal aanneem, om later helder en duidelik sigbaar te word.
Geloof is om te sien wat jy nie sien nie, en nie te sien wat jy sien nie. Ek het aan die begin van die pandemie vertel wat ons wêreld so kwets vroeg in 21. Ons is almal slagoffers. Gaan ek werk hierdie jaar? Sal ek kan studeer? Hoe gaan my skooljaar lyk? Gaan ek gesond bly? Gaan my verhoudinge met geliefdes verbeter? Hoe lank gaan ons kerkgebou nog Sondag leeg staan? Begin om in die geloof te sien wat jy nie sien nie. Sien hoe jy weer na 'n werk toe ry, of sien hoe jy 'n nuwe besigheid bedryf. Sien hoe die Here voorsien en hoe jy aan die einde van jou eerste studiejaar dankbaar terugkyk. Sien dankbaar hoe jy jou skooljaar geniet, sport speel en lekker social. Sien hoe jou verhouding met jou kind verbeter en selfs hegter word. Sien hoe gemeentelede Sondag na die erediens weer die kuierplek vol staan en hoe almal na hartelus saam kuier. Kies ook om nie te sien wat jy sien nie. Die leë kerkgebou in hierdie Sondag, die kerk sal weer voller word en die nagmaaltafel sal weer vol sit. Die lugruim wat stil is en die internasionale grense wat gesluit is. Jy sal weer vir jou kinders en kleinkinders in die buiteland kan gaan kuier. Jy kies om jou nie teen die markaanwysers en negatiewe groei van die ekonomie blind te staar nie. Die ekonomie sal weer kop optel en begin herstel. Kom ons begin in geloofsvertroue sien wat ons nog nie sien nie. Kom ons kies om ons nie blind te staar teen die dinge wat ons tans sien nie. Want geloof is om te sien wat jy nie sien nie en nie te sien wat jy sien nie. Een van die geloofshelde in Hebreërs 11 is Henog. Daar is 'n mooi liedboeklied oor Henog wat met God gewandel het. Kom ons bid die woorde van lied 274 wat op Henog betrekking het. Leer my soos Henog met u wandel en deur geloof u te behaag. Leer my om tot u eer te handel totdat die nuwe môre daag. Die wat u aanhang op u steun is in die gees Heer met u een. Want Henog het in donker dae met u gewandel, trou en waar. Hy het u geken en sonder kla u lyding, koers en wil aanvaar. Tot aan die einde van my pad wil ek so wandel, u hand vat. Amen. Ek wil graag vir julle as gemeente Kruin en ook elkeen wat gekyk het na hierdie opname, baie seën en sterkte toebid. Mag ons aan die einde van die jaar terugkyk en wel vir mekaar kan sê, ons het waarlik gesien